sit om hemel toe te gaan? Ek het iewers te gehoor, of niks, of chips. Ek weet nie wat sê dit is nie. Dit kos geloof. Dit kos om te glo. En die wonderlik van alles is, dis al wat dit kos. Dis al wat dit kos, is glo net. Johannes 3 vers 16 bewys vir ons dat al wat ons nodig het is om te glo. Sê elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar ek hou van 'n maar. Soms voel dit nie genoeg nie. Ek sê nie dit is nie genoeg nie, ek sê soms voel dit nie asof net geloof genoeg is nie. Want Here, ek glo, ek gaan kerk toe en ek lees my Bybel, Here, ek glo, maar my lewe spreek nie van iemand wat die almagtige God dien nie. Here, my omstandighede sê nie, bewys nie vir my dat ek glo nie. Here, ek het gedink die oomblik, as ek my hart en lewe vir U gaan gee, gaan dit met my goed gaan. Gaan my salaris meer word. En daar gaan nie slides wees vanoggend nie, so moenie daaroor stres nie. Maar ek wil hê julle moet so langs blaai na 2 Petrus 1 vers 5 tot 9 toe. 2 Petrus 1 vers 5 tot 9. Want sien, ons glo, en ek is seker daarvan as jy hier sit vanoggend, is die kans baie groot dat jy glo. Of die kans is baie groot dat jy graag wil glo. Maar soms glo ek en ek kan nie 'n uitkoms sien vir my situasie nie. Soms glo ek en my toekoms lyk maar swaar en onhanteerbaar. Soms glo ek en die skuld van my sonde jaag my nog steeds rond. Soms glo ek en kan ek nog steeds nie die lewe hanteer nie. Soms glo ek en voel ek is daar nog steeds nie iets vir my om aan vas te hou nie. Ken julle die gevoel? Is ek die enigste een wat al so gevoel het? Dit voel asof ek streef, of asof ek nie streef nie, ek oorleef net. Ken julle daai Engelse gesegde? Strive to survive. Ek streef nie na beter in die lewe nie, ek streef net om te oorleef. Ek glo, Here, maar ek het geen vooruitsigting nie. Al wat ek doen is ek probeer net van dag tot dag deurkom. Sien maar die vraag wat ek by julle wil los vanoggend. Sit jy hier vanoggend want jy wil net oorleef? Of sit jy hier vanoggend want jy wil graag streef na iets beter daar buite? Sit jy hier vanoggend want jy voel ek moet maar net deur vandag kom. As ek net deur vandag kan kom, môre kan ek weer probeer. Of sit jy hier vanoggend en jy sê ek streef na meer as wat hierdie wêreld en hierdie lewe vir my kan bied. Ek is moeg om vasgevang te word in hierdie ritme van net oorleef elke dag. Elke dag probeer ek net my kop bo water hou. Ek het ophou bladsye oorblaai, so ek neem aan julle is daar. 2 Petrus 1 vers 5 tot 9 sê: Lê juis daarom alle ywer aan die dag, om by julle verskoon net my stem. As hy nie aangaan nie, gaan ek net iemand point, kan julle kom verder lees. Lê juis daarom alle ywer aan die dag toe, om by julle geloof deeg te voeg, by deeg insig, by insig selfbeheersing, by selfbeheersing volharding, by volharding godsvreesendheid, by godsvreesendheid broederliefde en by broederliefde liefde vir alle mense. Immers wanneer julle oor hierdie eienskappe beskik en daarin toeneem, sal dit daartoe lei dat julle nie nutteloos en sonder vrug is
wat julle kennis van ons Here Jesus Christus betref nie. Want die een by wie hierdie dinge ontbreek, is blind en kortsigtig en vergeet dat hy van sy vorige sondes gereinig is. Ek wil jou uitdaag vanoggend om selfondersoek te doen. Ek gaan nie hierbo staan en vir jou probeer uitpoint en vir jou sê wat ek dink fout is met jou lewe nie. Ek gaan vir jou sê wat die woord sê ons moet byvoeg. En ek wil hê jy moet die ondersoek doen om te sê, Here, wat kort ek nog? Wat is daar wat ek by my geloof moet voeg? Want sien wat Petrus hier sê, is ja, geloof red jou. Ja, geloof is genoeg om jou in die hemel te kry. Maar as jy nie kortsigtig en blind wil wees nie, voeg hierdie goed by jou geloof. Sit hierdie goed by. Leer jouself daarin. Ywer daarna. Julle moet begin mooi oplet, ek gaan nou iemand point. Ywer daarna om hierdie goed by jou lewe te voeg. Want dan gaan jy nie nutteloos en sonder vrug deur die lewe gaan nie. So kom ons draf so vinnig deur hulle. Deeg. Voeg deeg by. So as ou die Engelse vertaling gaan lees, gaan dit jou help om te verstaan dat hierdie eerste attribuut waarvan ons praat, is nie iets wat jy by die bakkery gaan kry nie. Voeg deeg by, dit klink soos 'n resep vir iets lekkers. Maar dis nie die deeg waarvan jy praat nie, hoor wat sê die Engels, supplement your faith with a generous provision of moral excellence. Morele uitnemendheid is wat jy by jou geloof moet voeg. Dit is 'n styl wat getuig dat God rig elke tree van jou lewe. Om deeg by jou geloof te voeg is om te sê, Here, ek gaan my lewe leef op 'n eerbare manier. 'n Manier wat reg is. Ek gaan respek hê vir die mense om my. Ek gaan vrouens respekvol hanteer. Ek gaan wanneer ek by home affairs sit en dan kom 'n ou persoon en gaan ek opstaan sodat hulle kan sit. My morele waardes gaan uitnemend wees. Dis wat hy bedoel wanneer hy sê voeg deeg by. Ja, jy moet glo. Hou aan om te glo. Maar moenie dat dit al wees wat jy doen nie. Voeg deeg by. Dit is om te leef soos iemand wat hoë morele standaardes het. Paulus skryf in Filippense 4 vers 8, hy sê, verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deeg, of watter pryswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Om deeg by my lewe te voeg, is om te sê, ek gaan konstant dink, wat kan ek doen om 'n beter mens te wees? Wat kan ek by my lewe voeg, wat vir my iets leer van om 'n beter mens te wees, hoër waardes? Dalk beteken dit vir van ons, as jy by 'n stopstraat kom, om werklik tot stop te kom. En om nie net so drive-by, afslek, okay, is niemand nie, kom ek gaan. Dalk is dit vir van ons, as die spoedlimiet sê 60, nie te dink dis 'n maalsom en iemand het net die maal 2 vergeet nie. Dalk is dit vir van ons om net te werk aan hierdie kort van draad. Nee, jy is nie so gemaak nie. Jy is nie so laat staan nie. Voeg deeg by jou geloof. Nou, hoe doen ek dit? Sien, al hierdie attributes wat ons sien in Petrus, die een volg op die ander een. As jy deeg wil byvoeg, moet jy groei in die volgende. Moet jy groei in insig. Hy sê voeg insig by. Om hierdie attribuut by ons lewens te voeg, is om eers deeglik te gaan kyk na watse insig praat Petrus hiervan. So as julle nou al bietjie meer nagevors het in die Nuwe Testament en in Griek, sal julle agterkom dat een klein woordjie kan 'n massiewe betekenis hê.
En een klein woordjie en al sy verskillende verbuigings kan 'n klomp verskillende goed beteken. Nou die tipe insig waarvan Petrus hier praat in die Engels knowledge, in die Grieks gnosis, dis 'n werkende kennis. Dis nie net boeke kennis nie, dis nie net lees en glo nie, dis om te lees en te glo en te doen. Ek weet nie van julle nie, maar het jy al ooit, toe jy nog jonger was en dalk in jou ouers se huis gebly het of naby hulle gebly het, as jy besig met iets, wat ook al dit is, jy kan jouself nou indink in jou eie situasie, maar jy's besig om iets te werk. En dan kom jou pa of jou ma en hulle loer net so en sê, dalk moet jy dit en dit probeer. En dan dink jy, ag man, wat weet julle nou? Ek weet wat ek doen. Moenie vir my sê wat, ek weet hoe 'n rekenaar werk, ba. Jy sien. En dan sê hy, traai dit net. En dan wil jy nie, jy hoor die kennis, jy neem dit en jy onthou dit, maar jy doen niks daaraan nie. En dan iewers as jy jouself nou genoeg frustreer het, en jy het nou genoeg kwaad geword, en jy dink, kom ek traai nou maar net wat hulle gesê het, en dan werk het. Dis die tipe kennis waarvan hy praat, die tipe insig waarvan Petrus hier praat. Hy sê, voeg dit by jou lewe. Dit is die verskil tussen iemand wat net iets glo, en iemand wat iets glo en dit leef. As ek glo God is goed, en as ek glo hy kyk na my, en as ek glo dat alle planne wat hy vir my het is goeie planne, hoekom leef ek nie soos iemand wat dit glo nie? Want die tipe insig wat Petrus wil hê ons moet by ons lewe voeg, is die insig wat sê, ek weet dit, ek het dit gehoor, en ek het dit gelees, en nou leef ek, asof ek iemand is, wat dit glo. Voeg dit by jou geloof. Deeg en insig. Maar hoe voeg ek insig by my geloof? Is deur jou verhouding met Jesus. Deur kennis van die woord. En dan die laaste stap, dis die moeilikste een van hulle almal, is om gehoorsaam te wees aan dit wat ek lees. In Johannes 13 vers 17 praat Jesus met sy disippels, en hy sê vir hulle, julle moet mekaar se voete was, soos wat ek julle voete gewas het. Ek stel vir julle 'n voorbeeld van 'n dienaar. Was mekaar se voete. En dan vers 17 van Johannes 13 sê hy die volgende, as julle dit begryp, gelukkig is julle, as julle dit doen. Dis die kruks van hierdie insig, waarvan Petrus hier praat. Hy sê, dis een ding om dit te begryp, maar gelukkig gaan jy wees, as jy dit doen ook. Dis die tipe insig wat Petrus sê ons by ons lewens moet voeg. As jy glo, die woord lees, dit inneem, dit verstaan, jy sal gelukkig wees, wanneer jy die woord leef en gehoorsaam, saam met dit. Die volgende ding wat hy sê, is by deeg voeg insig, by insig voeg selfbeheersing, selfkontrol. Nou ek het nou die dag 'n pastoor hoor praat en hy het hierdie interessante ding gesê. En ek wil vir julle die vraag vra, maar ek het nou ongelukkig klaar vir julle die antwoord gegee. Jesus kom of God kom in Genesis en dan sê hy, julle sal heers oor die diere en oor die aarde. En wat is die enigste ander heers wat God in jou hande gesit het? Selfbeheersing. Jy is nie geroep om oor enigiets anders te heers nie. God sê, as ek wil hê, jy moet in beheer wees van iets. As ek wil hê, jy moet heers oor iets, heers oor jouself. Wees die baas van hierdie liggaam. Wees die eienaar. Weet jy hoe baie van ons is op autopilot? Ons is op cruise control. Ons doen maar net wat die lewe vir ons gee om te doen. Ag, as die lewe my hou hierdie kant gee, dan kan ek net hierdie kant val en daaraan gaan met wat ek hoe mee besig was. Ons neem nie beheer oor hierdie liggaam nie. Selfbeheersing is om beheer te neem van jou eie emosies. Hoeveel keer wil ons beheer neem van 'n ander persoon se emosies?
Hoeveel keer wil ons vir iemand sê, ag, maar voel net beter. Lig jy net jou kop op. Wees eerder in beheer van jou eie emosies. Wees in beheer van jou eie optrede. Jy kan nie in beheer wees van iemand anders se optrede nie. Jy kan dit nie bepaal nie, jy kan dit nie verander nie. Al wie se optrede jy kan beheer, is joune. Wees in beheer van jou eie drange. Dit sal onverantwoordelik wees om vir jou te sê, raak ontslaaf van jou drange. Solank as wat jy nog op hierdie aarde leef, solank as jy nog gaan seer kry as iemand jou knyp, en hier asemhaal, gaan daar drange wees. Maar kry beheer daaroor. Hoe doen 'n mens dit? Want dit is baie moeiliker as wat dit lyk, is dit nie? Dit is baie moeiliker om teen hierdie drange te veg wat ons het. Weet julle wat is die perfekte voorbeeld van iemand wat teen 'n drang beklei? Josef werk in Potifar se huis. En hy werk homself op tot tweede en beheer daar. En Potifar se vrou sien hierdie jong man en sy dink, "Sjoe, maar hy werk so hard en hy het goeie maniere en hy trek al die regte hartsnare in Potifar se vrou." Tot op die stadium wat haar emosies so baie raak teenoor hom, sy wil so graag net saam met Josef wees. En wat was Josef se reaksie in hierdie drang gewees? Hy draai om en hy hardloop. Hoe neem jy beheer van jou situasie as jou drange oorvat? En ek het dit al gesê, en ek gaan dit weer sê, draai om en hardloop. Al moet jy dit fisies doen. Dit gaan 'n paar ongemaklike gesprekke wees, ek weet dit. As jy in die middel van die gesprek stil bly, omdraai en hardloop. Maar doen dit. Wil jy eerder hier bietjie ongemaklik wees, of eendag voor die poort te staan en moet sê, ek weet nie hoekom het ek nie gegaan nie, Here. Ek weet nie hoekom het ek net nie omgedraai en geloop nie. As ek jou kan aanraai, kies die bietjie ongemak hier. Hardloop. Hoor wat sê Spreuke 25 vers 28 oor selfbeheersing. Dit sê 'n stad wat deurbreek is sonder 'n stadsmuur, so is iemand sonder selfbeheersing. Weet jy wat doen dit aan jou lewe? Aan jou persoonlike lewe, jou geloofslewe, jou fisiese lewe? Weet jy wat doen dit as jy nie selfbeheersing het nie? Jy is soos 'n stad sonder mure. Nou wat beteken dit? Dit beteken enige oomblik, van die enige dag, van enige week, van enige maand, van die jaar, kan jy aangeval word en jy het niks wat jou beskerm nie. Selfbeheersing is om mure tussen jou en die vyand op te bou. Is om 'n muur tussen jou en hierdie drange op te bou, om te sê, Here, ek sukkel met hierdie een ding. So ek gaan reëls in plek sit, ek gaan areas in plek sit, ek gaan dinge in plek sit, wat my gaan keer, wat my gaan leer om selfbeheersing te hê teenoor hierdie ding. Sonder selfbeheersing is jy soos 'n stad sonder 'n muur. Die vyand speel met jou soos wat 'n jou net op en af. Hy kom in wanneer hy iets nodig het en hy gaan wanneer hy klaar dit het. En dan net sodra jy jouself weer optel, dan kom hy weer in en hy vat wat hy nodig het en hy gaan. Iewerste moet ons begin mure bou, selfbeheersing kry. Dan sê hy, nadat jy deeg gekry het by jou geloof en nadat jy insig bygevoeg het en selfbeheersing, dan sê hy volharding, die Engels sê patient endurance. Die volgende stap in hierdie ketting van goed wat jy moet byvoeg is volharding. Maar sien die volharding waarvan hy hier praat, die Griekse woord, as jy hom oorspronklik gaan op, en ek het hom hierso, maar ek gaan hom nie probeer uitspreek nie, jy kan na die tyd kom kyk hoe lyk hy, en dan kan jy vir my sê hoe word hy gesê, want ek weet nie. Die oorspronklike betekenis van hierdie woord volharding beteken om onder geweldige druk staande te bly.
sien volharding beteken nie vir jou iets as daar nie eintlik weerstand is nie. Besef julle dit? As jy teen die heuwel af die klats van jou kar intrap en daar's nie wind nie. Jy het nie volharding nodig nie. Gravitasie doen die werk. Dis wanneer die lewe 'n opdraande raak en die wind van vooraf is wat ons volharding nodig het. Dit is nie net om te wag nie, maar om te wag met die regte gesindheid terwyl dinge moeilik raak. Dis nie net om staande te bly nie, dis om staande te bly wanneer dinge taaf raak. Dis volharding. Hoor wat sê Jakobus 1 vers 2 tot 4. Hy sê beskou dit as vreugde, as 'n groot vreugde my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval, omdat julle weet dat julle as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekortskiet nie. Man, daar is 'n mooi belofte in volharding. Daar's 'n mooi belofte wanneer ek en jy kies om staande te bly in tye wanneer dit moeilik is om staande te bly. Die woord van God sê, hoe langer jy volhard, hoe meer jou volharding tot volledigheid kom. Hoe nader kom jy aan die punt waar jy niks tekort gaan kom nie. Waar jy ten volle toegerus gaan wees. Hou aan om staande te bly. Volharding is die krag wat ons help om aan te hou glo wanneer die lewe ons wil onderkry. Dit is om vas te byt wanneer die wedloop nog nie klaar is nie, nog nie verby is nie. Wanneer ek deelneem aan 'n wedloop, kom ons sê ek gaan Parkrun toe. Wie hardloop Parkrun? Ons sal iets moet doen. Ons gaan weer vas in gebed reël vir die gemeente. Niemand draf nie. Ek ook nie, moenie worry nie. Maar wanneer ek deelneem aan die Parkrun, kan ek nie hier by die halfpad merk gaan sit en sê, okay, ek het nou genoeg gedoen, bring my trofee. Ek gaan hom nie daar kry nie, julle kan hom hier na toe bring. Dit sou 10 nie so klink nie, dit sou iets klink soos, ek is klaar, bring. Dis nie volharding nie, volharding gaan vir jou niks bring nie. As jy nie volhard nie, gaan dit vir jou niks bring nie. Om iewers te gaan sit en op te gee, gemaak dat jy net voor die beloning dit heeltemal mis. Druk deur. Wanneer die vyand jou nie meer kan onderkry op jou sonde nie, en kan ek hierdie waarheid met julle deel? As jy alles vergeet wat ek vandag gesê het, onthou hierdie een ding. As die vyand jou nie meer kan aanval op sonde nie, die volgende ding wat hy aanval, is jou volharding. As hy jou nie meer kan kry met verslawings of begeertes nie, dan vat hy jou finansies aan, en jou gesondheid, en jou familie en jou verhoudings, en iewers wil hy jou moedeloos maak en opgee, want as jy daaronder is, dan is dit soveel makliker om te gryp en te sê, ag, gee tog maar net vir my die goed wat my beter laat voel het. Wees wakker vir die werke van die vyand. Waak en bid. So van deeg af insig, van insig af selfbeheersing, volharding, en die volgende een is godsvreesendheid. Nou hier is weer eens van daai topics wat niemand is ooit 100% seker wat dit beteken nie. Wat beteken godsvreesendheid? 'n Vrees vir God. Nou die Engels, dank die Here vir die Engelse. Hulle, sê dit dan nie. Hulle kom en hulle verduidelik net so ding so bietjie anders dat ons dit verstaan. Die Engelse vertaling, daar waar dit staan godsvreesendheid, die Engelse woord daarvoor is godliness.
Dit gaan nie oor jy moet bang wees vir God nie. Dit beteken nie jy moet vrees om in sy teenwoordigheid te kom nie. Weet julle wat is godsvreesendheid? Dit is die kennis van God. Wanneer my kennis van God en my verhouding met God so gegroei het, dat dit lei tot absolute bekering en inkeer. Wanneer ek weet wie God is tot so 'n mate, dat ek kan nie help om te verander nie. Ek moet verander, want ek weet wie hy is. Dis godsvreesendheid. Dis om God op so 'n manier te ken, dat sy heiligheid, sy majesteit, sy grootheid, sy liefde en sy omgee, maak dat ek nie gemaklik is om aan te gaan met waarmee ek besig is nie. Dis die wete van hoe groot en heilig en almagtig hy is, wat maak dat ek is nie gemaklik om aan te hou, om myself in daai situasie te sit nie. Dis godsvreesendheid. Dis om te sê, ek gaan anders te begin leef. 1 Petrus 1 vers 15, net die vorige boek van Petrus sê, inteendeel, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle hele lewenswandel heilig wees. Petrus sê vir die gemeente, omdat hy heilig is, moet julle ook daarna streef om heilig te wees. Dis godsvreesendheid. Dis nader aan respek vir God, as wat dit is aan vrees vir God. Here, die prentjie wat in my gedagtes het, is so hoog en so groot, dat ek wil beter leef. Ek wil klaarmaak met sonde, ek wil heilig leef. Dis wat godsvreesendheid is. Die kern van godsvreesendheid is om heilig te leef, want hy is heilig. En dan die laaste ding, die laaste twee goed, en ons gaan hulle sommer saam hanteer, wat Petrus sê ons by ons geloof moet voeg, is broederlike liefde en liefde vir almal. Nou, hoekom is dit belangrik? Sien ons hou so vas aan enkele verse in die Bybel. Wanneer ons met iemand praat oor vergifnis, dan is die eerste verse wat hulle vir jou terugherhaal en sê, ja, maar die Here het gesê, leef in vrede saam met almal so ver as moontlik, en ek kan moontlik nie verder nie. Ja, dis fair. Hy het so gesê. En jy doen jou kant. Maar hy het ook gesê, hê jou vyande lief. En wanneer kies jy wat 'n gedeelte van die woord om te glo? Wanneer trek jy die streep en sê, okay, maar hierdie hoef ek nie te doen nie en daai kan ek doen? Hoekom is dit belangrik? Broederlike liefde en liefde vir almal. Sien, die laaste attribute wat Petrus hier vir ons gee is liefde, maar hoekom? Jesus sê vir sy disippels, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, dit gee ek vir julle. Julle moet mekaar lief hê, hoe? Soos ek julle lief gehad het. Hê mekaar lief, soos ek julle lief gehad het. Dien mekaar, soos ek julle dien. Dis die opdrag van Jesus af. Maar wat is die rede daarvoor? Dis 'n gebod, dis belangrik. Hoekom is dit so belangrik? Hoor wat sê Johannes 13, vers 34 en 35. Net die volgende vers sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar bewys. Liefde teenoor mekaar het. Want daardeur sal die mense weet dat julle my disippels is. Deur julle broederlike liefde en julle liefde vir almal sal die mense om julle weet dat julle aan my behoort. Wat 'n prentjie skep dit vir mense wanneer ek en jy ander mense of mekaar verskeer in die publiek? Wat 'n prentjie skep dit? Want ek kan jou waarborg dit doen. Dit skep 'n prentjie, dit skep een van twee prentjies. Of jy lyk in die publiek soos iemand wat glad nie aan die Here behoort nie. En jy wil nie so lyk nie. Jy wil nie lyk soos iemand wat iets sê, maar iets anders te doen nie. Jy wil nie soos 'n, ek dink die Engels sê hypocrite voorkom nie. Maar die tweede prentjie wat dit skep is amper erger. Jy skep 'n prentjie van God wat by mense bly en sê, "Sjoe, as dit hoe kinders van God mekaar hanteer, dan wil ek eerder nie betrokke raak nie."
As dit is hoe julle mekaar hanteer, kan ek net dink hoe gaan God my eendag hanteer? Dit is belangrik hierdie broederlike liefde en liefde vir mekaar, want die beeld wat jy uitstraal is die enigste beeld wat die wêreld daar sien. Die hartseer is dat Jesus is nie meer fisies op aarde nie. Die hartseer is dat die Heilige Gees is nie sigbaar ten alle tye nie. Maar die wonderlike nuus is dat jy het die vermoë om daai beeld sigbaar te maak. Jy het die vermoë dat mense die liefde van die Heilige Gees voel. Jy het die vermoë dat die mense die liefde van Jesus Christus voel, maar dit sit binne in jou en hoe jy kies om op te tree. So hoekom sê Petrus, voeg broederlike liefde en liefde vir almal by julle geloof? Want julle is lopende voorbeelde. Sien, en dan sê Petrus, hierin lê die geheim tot 'n ander tipe lewe. Een waar jy nie meer van dag tot dag probeer om net te oorleef nie, maar een waar jy goeie vooruitsigtinge het vir wat God voor jou in store het. Hoor weer wat sê vers 8 en 9 van 2 Petrus 1. Hy sê, immers, wanneer jy oor hierdie eienskappe beskik, wat se eienskappe? Deeg, insig, selfbeheersing, volharding. Wat was daar nog? Liefde, godsvreesendheid. Ek kyk net of julle opgelet het. Wanneer julle oor hierdie eienskappe beskik en daarin toeneem, wat beteken aanhoudend groei. Jy gaan nie perfek wees in die begin nie. Ja, iewerste gaan jy weer jou geduld verloor. Ja, iewerste gaan jy weer jou enkel soek en 'n bietjie struikel. Iewerste gaan dit bietjie moeilik gaan. Hy sê maar, as jy oor hierdie eienskappe beskik en daarin toeneem, daarin groei, daarin beter word, sal dit daartoe lei dat jy nie nutteloos en sonder vrug sal wees nie. Jou lewe sal nie voel asof dit verniet, gemors word en ek produce niks nie. Ek vervaardig niks deur my lewe nie. Dit sal nie so wees nie. Jy sal voel, my lewe beteken iets. En ek dra vrug, en ek groei, en die mense om my groei. Hoor wat sê hy verder. Hy sê, wat julle kennis van ons Here Jesus Christus betref nie. Want die een by wie hierdie dinge ontbreek, die een wie dit nie het nie, die een wat maar net roekeloos leef en nie selfbeheersing het nie, die een wat nie morele standaarde het nie, die een wat maar net ingee en opgee vir elke bietjie harde druk, die een by wie hierdie dinge ontbreek, is blind en kortsigtig. Nou ek wil afsluit. Hy is blind en kortsigtig en hy vergeet dat hy van sy vorige sonde gereinig is. Ek wil die vraag by jou vanoggend los. Voel jy vasgevang in jou lewe? Voel jy, ek gaan blind en kortsigtig deur hierdie lewe? Dit voel vir my, ek het geen vooruitsigting, ek kan nie sien dat God vir my goeie goed in store het nie. Ek kan nie sien hoe my dinge gaan uitwerk nie, ek kan nie sien hoe my lewe vir die goed gaan uitdraai nie. Vergeet ek dat die Here het my vergewe van my vorige sondes, jaag my sondes my nog rond. As jy daar is vanoggend, gaan lees Petrus weer, en gaan kyk, wat is daar wat ek by my geloof moet voeg? Wat is daar? Geloof red my en dit maak dat ek hemel toe gaan. Maar sien, hier is 'n ander tipe lewe wat Petrus vir ons beloof, en ek wil graag daai lewe hê, so wat moet ek doen, Here? Werke kry jou nie in die hemel nie, maar werke gaan jou lewe op 'n stadium begin verander, hier op aarde. En sien, dit gaan jou iets kos. Gaan jy jou trots kos, dit gaan jou gemak kos, dit gaan jou gewoontes kos, dit gaan jou eie wil kos. Maar wat jy verloor, kan ek jou beloof,
Vergelyk nie eers met wat jy wen nie. Sien, wanneer ek hierdie goed by my geloof voeg, gaan jy groei. En wanneer jy groei, gaan jy vrug begin dra. En wanneer jy vrug dra, gaan jy gaan beweeg van net oorleef na streef toe. Ek gaan nie net meer dag in en dag uit en probeer net survive nie. Ek het 'n lewe wat iets beteken. Ek het 'n lewe wat vrug dra. Voeg by jou geloof, deeg en insig, selfbeheersing en volharding en godsvreesendheid en liefde. En ek wil jou waarborg dat jy gaan in jou eie lewe sien hoe iemand wat skaars oorleef het, sy lewe omdraai en iemand wat streef na die dinge wat hierdie wêreld nie kan bied nie. Amen. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, ons loof U en ons prys U. Ons kom voor U troon vanoggend, Here, in diepe afhanklikheid, in nederigheid, Here. Wil ons voor U buig en aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte gee, Here, want U alleen verdien dit. U alleen verdien om aanbid te word. Here, U alleen verdien al ons liefde en al ons aandag. Here, ons wil vra vanoggend, Here, want U woord sê vra en vir julle sal gegee word, klop en vir julle sal oopgemaak word. Soek en julle sal vind. Here, en ons kom vanoggend, Here, en ons vra, Here, dat U ons sal help. Gee ons die krag deur U Heilige Gees om alles wat ons nodig het om by ons geloof te voeg, liewe Heer, dat ons dit sal kan byvoeg. Alles wat ons nodig het om 'n vrugvolle lewe te leef, Here, dat ons dit sal byvoeg. Here, gee vir ons 'n duidelikheid, 'n helderheid van verstand, sodat, Here, wanneer ons introspeksie doen, liewe Heer, wanneer ons na ons eie lewens kyk, ons nie onsself sal flous en sê, ag, maar ek dink ek is okay nie. Maar Here, dat ons met eerlikheid sal besef wat ons nodig het. Here, ons loof U en ons prys U en ons gee aan U al die eer en al die heerlikheid en al die aanbidding van ons harte. En ons bid dit in U wonderlike en heilige naam alleen. Amen en amen.